deur Israel oorgelewer om gekruisig te word. Dit bring die groot vraag na vore. Waarom het Israel Jesus Christus verwerp en uitgeroep dat hy gekruisig moet word? Nou midde al die dwalings en leuns en bedrog en leerstellings van duiwels wat oor die wêreld spoel, is dit baie belangrik vir ons om te weet, nommer 1 kortliks net, wie het hom oorgelewer? Was dit sogenaamde Judaiseërs, soos die blanke Suid-Afrikaanse Israeliete beweer, of was dit Israeliete? En tweedens, hoekom het hom oorgelewer? Nou Petrus stel dit duidelik in Handelinge 2, 22 en 23 en 36, dat dit Israel is wat Jesus oorgelewer het om gekruisig te word. Dit was nie 'n klomp baster Judaiseërs, soos arrogante blankes in ons land wat dink, hulle is in die bloedlyn van Christus, hulle is in die bloedlyn van Abraham, en hulle is God se uitverkore volk nie. Nee, dis nie waar nie. Dis Israel wat hom oorgelewer het om gekruisig te word, nie Judaiseërs nie. En as hierdie blanke Israeliete waarlik glo hulle is Israel, moet hulle maar verantwoordelikheid aanvaar vir die kruisiging, want hulle bloedlynvoouers, of kastige bloedlynvoouers, het gesê, laat sy bloed op ons en ons kinders wees, Matteus 27 vers 25. Maar die baie belangrike vraag in die volgende plek is, waarom het hom verwerp? Waarom het Israel, sy volk, hulle Messias verwerp en oorgegee om gekruisig te word? Kan dit wees oor al die goeie dade wat hy gedoen het? Die genesings, die verlossings, die bevryding van demone, sy leerstellings oor naaste liefde? Kan dit daaroor wees? Ek dink nie so nie. Kan dit wees omdat hy polities vir hulle 'n bedreiging was? As ek dit lees, dat hy hulle nie polities bedreig nie. Hy het wel as 'n politiese bedreiging gesien deur koning Herodes, daarom die kindermoord deur Herodes, nadat die wyse manne hom vertel het, dat daar 'n koning in Israel gebore is, en dat hulle ster gesien het wat hulle soontoe lei. Inderwaarheid het die Israeliete 'n koning verwag, 'n Messias, 'n verlosser, 'n seun van Dawid, wat die koninkryk vir Israel weer kan oprig, en hulle help hom van die Romeinse juk ontslae te raak. Dis vir sy nie per se polities 'n bedreiging vir Israel nie. Nou, een rede in die redes waarom hulle hom verwerp het, kan die maklikste verstaan word as jy die opskrif bokant sy hoof bekyk, wat deur Pilatus daar geplaas is, en wat die Israeliete ontstig het. Johannes 19. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Dis waarvan hulle hom beskuldig het. Die owerstes van Israel se reaksie op Pilatus se skrywe was, moet dit nie so sê nie. Sê eerder dat hy gesê het, hy's die koning van die Jode. Nou dit maak dit baie duidelik, dat hulle uit Jesus se woorde, se leringe, en wat hy gesê het verstaan het, dat hy homself identifiseer as die seun van Dawid, die koning van Israel. Hulle duidelik verstaan wie hy was, of gesê het hy is,
En hulle het dit nie aanvaar nie. Maar later oor hoekom hulle dit nie aanvaar nie. Maar sy identiteit is wat altyd van sy geboorte tot vandag toe in die professore se besprekings en allerhande leiers se besprekings en kerkmense se besprekings oor gestry, verskoning en getwis word. Hulle bly steeds vra, wie was en is Jesus van Nasaret regtig? Is hy die koning van die Jode of is hy nie? Is hy die seun van Dawid of is hy nie? Is hy Messias of is hy nie? Is hy die Christus of is hy nie? Is hy die Messias of is hy nie? Is hy die seun van God of is hy nie? Is hy die weg, die waarheid en die lewe of is hy nie? Is hy die deur na God, die Vader of is hy nie? Is hy die enigste een wat kan red en verlos en ons met God versoen of is hy nie? Dis die vraagstuk wat die hele tyd almal tuister en dis die vraagstuk waarmee Israel geworstel het. En wanneer jy op enige een van daardie vrae antwoord met 'n ja. Ja, hy is die seun van Dawid. Ja, hy is die Christus. Ja, hy is die Messias. Gee daardie antwoord 'n geweldige implikasie op die ganse mensdom en op elke individu. Jy word gekonfronteer dan. Ek word gekonfronteer. Ja, op enige van daardie vrae bring die vraag: kroon jy hom as koning van jou lewe? Of sê jy soos Israel, weg met hom? Ek en jy, beide van ons se lewens, antwoord nou, op hierdie oomblik daardie vraag. Ons weet nou in ons innerlike mens wat ons antwoord op daardie vraag is. Maar terug na sy identiteit. In Lukas 1 sê die engel vir Maria dat Jesus die seun van die Allerhoogste genoem sal word. Nou bloot dit is 'n mondvol. Seun van die Allerhoogste impliseer deel van, gebore uit, afstammeling van, deel van die wese, 'n voortplanting van die goddelike. Die engel sê vir Maria dat hy die troon van sy vader Dawid gaan ontvang. Nou, om Dawid se troon te ontvang, beteken jy kom uit die koninklike bloedlyn. Jy gaan op sy troon sit as koning oor Israel. Die engel sê ook dat hy die seun van God genoem sal word. En weer 'n keer, as hy die seun van God is hy 'n voortsetting van God. Uit God gebore, deur God verwek, draer van die goddelike wese. En dat hy ook genoem sal word Immanuel, God met ons. As Jesus Immanuel, God met ons is hy God. Wat teenwoordig kom in ons lewens. Maar meer oor sy identiteit. Die wyse manne uit die ooste verklaar dat hulle 'n ster gevolg het na Israel en dan uiteindelik na Bethlehem, omdat daar 'n koning in Israel gebore is, Matteus 2. Herodes
raadpleeg die skrifgeleerdes en owerpriesters om uit te vind in watter stad die Christus gebore sou word. Hy was terdee bewus dat 'n koning in Israel impliseer dat die Messias gekom het. Die een wat die troon van Dawid gaan bestyg. Die Christus, die redder van Israel. En die laaste ding wat hy wil hê, is dat Israel gered moet word van sy politieke heerskappy. Posisie as heerser oor Israel. Dus, lank voordat Pilatus skryf, Jesus die Nasarener, die koning van die Jode, en dit laat opsit bokant die kruis, verklaar die wyse manne en Herodes reeds, dat Jesus koning en Christus is. Ja, sê die owerstes, oor die Messias, 'n leidsman en 'n herder vir Israel. En dan by Jesus se doop kom die stem uit die hemel en sê, my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. God self verklaar, dit is my seun. Dis draer van my wese. Dis ek, in menslike vorm. Dis oor en oor kom die verklarings van Jesus se identiteit. Seun van God, seun van Dawid, God met ons, leidsman, herder, Christus, Messias, koning van Israel, op die troon van Dawid. Die engele verklaar dit, die wyse manne verklaar dit. Herodes glo dit en skrik. God bevestig dit met 'n stem uit die hemel. Thomas roep uit, my Here en my God, toe Jesus hom nooi om sy wonde te ondersoek. Nathanael verklaar dit toe Jesus sê dat hy hom reeds onder die vyeboom gesien het voordat hy geroep is na Jesus toe. En hy antwoord Jesus met hierdie woorde, Johannes 1:50, Rabbi, U is die seun van God, die koning van Israel. En die Romeinse soldate by die kruisiging, Matteus 27:54, bevestig met die woorde, waarlik, hy was die seun van God. Pontius Pilatus, die Romeinse gouverneur, verklaar Jesus se identiteit in Johannes 19:15. Israel, die owerstes, hulle skree, neem weg, kruisig hom. Pilatus vrees vir hulle, moet ek julle koning kruisig. Hy identifiseer Jesus as die koning. En dan gee Pilatus opdrag dat daar 'n opskrif aan die kruis bokant Jesus se hoof geplaas moet word. Jesus die Nasareer, koning van die Jode. In 3 tale, Hebreëus, Grieks en Latyn, sodat almal kan lees wie daar hang en wie hy aanvaar Jesus van Nasaret is, koning van die Jode, nadat hy hom ondervra en ondersoek het. En die owerstes van Israel sê, moet dit nie so skryf nie, maar eerder dat hy gesê het, hy is die koning van Israel. En dit maak het duidelik, dat hulle derentyd verstaan het, deur sy woorde in gesprekke met hulle, dat hy die koning van Israel is, of dan sê hy is. Wat hulle van hom gehoor en verstaan het, is ek is die koning van Israel, die seun van God, die Messias, die redder en die verlosser van Israel. Jesus sy eie woorde verklaar sy identiteit. Sy ego eimi uitsprake. As julle nie glo dat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. In Grieks is daai ek is, as julle nie glo ego eimi,
as julle nie glo ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Met ander woorde, hy sê en impliseer, ek is die een wat toe Moses my gevra het, wie sal ek sê het my gestuur na u toe Farao, moet hy sê, is die antwoord, ek is wat ek is, ek was wat ek is, en ek sal wees wat ek is. Dieselfde een, wat nou hier verskyn. Sy wonderwerke, sy genesing, sy gedrag, sy autoriteit, sy absolute beheer oor die wind en die weer en die see, sy absolute beheer oor wat met hom wanneer gebeur, sy vervulling van profesie na profesie, sodat die skrif vervul sou word. Matteus sê dit oor en oor, sodat die skrif vervul sou word. Die deurentyd, oral word sy identiteit bevestig. En dit laat ons met die groot vraag. As Jesus se identiteit as seun van God, seun van Dawid, Messias, koning oor Israel, oor en oor op soveel wyses, deur soveel verskillende mense, uit soveel verskillende agtergronde bevestig word, waarom verwerp Israel se owerstes hom? Waarom verwerp hulle in wese sy persoon en identiteit? Waarom? Hoekom aanvaar hulle hom nie? Wel, om dieselfde rede as wat die Joodse rabbies vandag nog aanvoer, wanneer hulle sê waarom hulle hom nie as Messias aanvaar nie. Dieselfde rede waarom so groot gros van die mense in die Christendom hom en sy identiteit verwerp. Die antwoord volg in die volgende boodskap, en is uiters belangrik vir die moderne gelowige, moderne kerk, moderne prediker, vir my en vir jou, om te verstaan waarom hy verwerp word. Anders trap ons in dieselfde slaggat, val ons in dieselfde sloot as die Israeliete, en miljoene Christene is reeds in die sloot of daarheen op pad, en daar wag die antichrist wat hulle reeds aan die inkatrol het. Waarom? Ja, waarom verwerp Israel hulle koning en verlosser? Waarom verwerp teoloë en predikers en kerkmense sy identiteit en sy koningskap?